Ons staan hier by Agri Mpumalanga se kongres in Mbombela en ons praat vanoggend met Dominee van Staden van Pretoria en Lise van Staden, nie familie nie, maar hulle werk saam aan die trauma netwerk en dit is 'n beradingsnetwerk vir boere om mense net wat swaar trek 'n opsie te gee om met iemand te gesels. 'n onderwerp wat ons voel nie genoeg aandag kry in landbou nie. En dit is 'n regte voorreg om met Tinus en met Lise te gesels oor hierdie besonderse belangrike onderwerp. Tinus, jy het vanoggend die Agri Mpumalanga kongres oopgemaak en bietjie gesels oor jy weet wat doen boere as hulle swaar kry, as hulle geestestoestand as hulle swaar trek en julle het nog met 'n ongelooflik innoverende oplossing vorendag gekom. Vertel ons bietjie. Goed. Dit het eintlik baie spontaan ontstaan dat ons die vraag gevra het, hoe gaan dit met boere op plaaslike vlak in terme van die trauma wat hulle beleef, plaasaanvalle, die voortdurende gevaar wat hulle nie net die trauma self nie, maar die voortdurende vrees dat iets met ons kan gebeur en natuurlik die misdaad wat op die platteland is wat ook 'n sekondêre trauma by boere bring. Toe het ons, ek en 'n kollega van my het na die boeregemeenskappe toe gegaan. Ons het met Agri SA gaan praat en TLI SA. Ons het gesê, ons wil graag vra, hoe gaan dit met julle? Ons wil help, ons weet nie hoe nie, maar hoe kan ons julle help? Toe het ons op 'n baie spontane manier het ons Trauma Netwerk Suid-Afrika begin. Dit is 'n netwerk van mense. Daar's nie 'n gebou nie, is nie bankrekeninge nie, niemand kry salaris nie. Is bloot 'n netwerk van mense wat saam praat, wat 'n hart het vir boere wat swaar kry en geraak word deur trauma. En ek dink later het dit eers gebeur dat ons 'n wyeer tema begin bespreek het. Nie net trauma self nie, maar geestesgesondheid of emosionele gesondheid in die algemeen. So toe ons trauma netwerk begin het ons gevra, maar hoe kom ons uit by boere in die veraf platteland? In die stede is daar baie beraders, nie in die platteland noodwendig nie. En toe het ons 'n app ontwikkel. Waar as jy op die app gaan, dis www.traumanetwerk.co.za vir diegene wat dalk wil gaan kyk daarna. Jy laai die app af op jou foon. So jy het al die data is daar al, het jy nie opvangs nie, kan jy steeds dit sien. En daar's inligting oor trauma, so jy kan meer inligting kry, wat is die simptome van posttraumatiese stres, daar's video's beskikbaar en belangrik, 'n lys van beraders waar jy kan gaan sien in jou gebied, daar's 'n kaart ook. En jy kan sien ek bly in hierdie gebied en dis die beskikbare beraders daar. So twee goed wat ek wil. So as iemand 'n berader wil word of voel dat hulle bydrae kan maak, kan hulle julle kontak. Hulle kan ons kontak, verseker. Ons kan hulle in kontak bring met persone wat trauma beradingsopleiding gee. Hulle kan deur die opleiding gaan en hulle kan dan in daai plaaslike gemeenskap kan hulle 'n groot rol speel om trauma te ontlont. Tenus, ons doen self by Landbou Weekblad nou 'n reeks artikels oor geestesgesondheid en dit is nogal verstommend om te sien hoe boere eintlik baie meer vatbaar is as ander bedrywe, mense in ander bedrywe vir swaar trek. En jy weet, het dit miskien te doen met die feit, jy weet, as jy 'n boer is, kom alles op jou neer. So jy is die baas van die plaas. Almal kyk na jou vir die oplossing. Is dit hoe dit werk in julle ervaring? Ek dink baie keer vind mense antwoord in mense se stories. Ek praat vanoggend met ontbyt, praat ek met een van die boere wat hier by die kongres is. En hy maak die opmerking en sê, weet jy, en die beeld wat hy skets, ek het 'n beeld in my kop van dit wat hy sê en die beeld wat ek sien is, hy beskryf homself eintlik as iemand wat staan en daar's sulke platforms wat oralster uitgroei van al die mense wat afhanklik is van hom. Sy werkers, jy weet, almal is daar en hy moet almal bymekaar hou. As hy vou almal van hulle. So ek dink in terme van daardie spanning vir die hoeveelheid mense wat jy voor verantwoordelik is. En die feit van landbou is ook daar's soveel faktore wat buite jou beheer is. Wel, reënval, kondisies, pla, peste, maar ook die voortdurende inval op ek het een na die ander verhaal gehoor van hoeveel mense sê toe ek by my stoor kom, het 20 jaar se voorraad weg. Toe ek by my kraal kom, 40 koeie weg. So ek dink in 'n baie groot mate is daar soveel, ek dink in die besonder is dit 'n beroep wat magteloosheid. Jy het nie beheer oor soos 'n ou wat sê net maar 'n fabriek het nie. Daar's baie dinge waar jy nie beheer het nie. En dit klink vir my as ek luister na die persone dat dit nogal 'n groot rol speel. En natuurlik waar jy in ander beroepe baie naby aan ander mense woon, kan 'n boer nogal 'n eensame lewe hê partykeer op die plaas.
So Tinus, net ter afsluiting, as iemand hier na hierdie onderhoud nou luister en hulle dink, ek het hulp nodig, ek trek swaar, wat sou jou advies wees? Hy sit ergens in 'n plaas in die middel van die Gopse, in die Karoo of waar ook al afgeleë area. Wat is jou raad aan so 'n persoon? Wat doen hy? Ek dink heel eerste, wil ek sê, ek hoop dat ons by hierdie kongres geestesgesondheid en die probleme wat daar is kan normaliseer. Jy's net 'n mens. Nie een van ons is daarteen gebuffer nie. Dit hoor ons in hoeveel mense se verhale. So, vir die eerste plek moet jy verstaan, jy's net 'n mens en as sulks het almal van ons hulp nodig op een of ander terrein. Ek dink trots kan baie keer nogal 'n negatiewe rol speel in ons lewens. En om hulp te gaan soek, sou ek altyd voorstel, probeer so na as moontlik aan jou. Iemand kry wat jy vertrou. As jy in die platteland is en daar's 'n geestelike leier, 'n predikant of 'n pastoor wat jy kan vertrou en weet is konfidensieel, hulle sal jou verhaal konfidensieel hou, gaan praat met daardie persoon. As daar nie so iemand is nie, hulle kan ons kontak by Trauma Netwerk en ons kan hulle in verbinding bring met 'n beraader. Deesdae is dit wonderlik. Ek doen heel dikwels berading oor die foon oor lang afstande met mense. Maar ek dink daar's beraders wat op baie maniere beskikbaar wees. Al sou 'n ou dan 'n ent moet reis en 'n spesiale reëling tref. Ek het byvoorbeeld 'n pad wat ek met 'n jong boer stap en wat psigiatriese hulp nodig gehad het en ons het 'n psigiater beskikbaar wat oor die foon vir hom vir 'n baie lang tyd met berading gehelp het. So ek dink my boodskap sal net wees: gaan net en gaan soek hulp. Maak nie saak wat dit jou kos nie. Ek bedoel nie 'n geldprys nie. Gaan soek net hulp want praat met iemand. Ja, praat met iemand. Ja. Tinus, baie dankie en sterkte met julle met wat julle doen en ons hoop ons kan saamwerk in die toekoms. Baie dankie Chris, ek waardeer die geleentheid. Lisa, jy is 'n boervrou hier van die Laagveld af, en boere se geestesgesondheid is iets wat jou baie na in die hart lê. Vertel ons net jou storie, hoe het jy betrokke geraak by hierdie onderwerp? Chris, ek het 'n vriendin wat ons kinders is saam groot geword en haar man het in 2020, einde April, hulle het die jaar voordat hulle boer groente en veldbrand gekom vanaf die nedersetting als verloor en hy het weer probeer en toe was dit al gewees en toe tref COVID en hy het einde April hy kon net nie meer aangaan nie, so hy het sy eie lewe geneem en dit was toe al die derde boer in ons omgewing gewees in 'n kwessie van 3 jaar omtrent. So dit het my nogal geraak om te sien hoe swaar sy kry en sy het letterlik met dit wat aan haar lyf was uit daai boerdery uitgestap met 2 klein kindertjies wat sy moes net die mas opkom. En einde November 2024 is 'n vriend van ons het aan depressie gely en dit was 'n gevestigde boer en hy het met niemand gepraat nie en hy het ook net sy eie lewe geneem en dit het my so hard getref want my man is ook 'n boer en ek weet die battles wat elke dag daarmee saamgaan en ek weet wat se pad ons gestap het om sodat ons net moet positief bly en dit voel net vir my dis net 'n non-stop battle en dit voel net vir my die ouens kla oor boere en pryse en maar hulle besef nie regtig wat eintlik agter die skerms aangaan nie. Ja. Wat is jou raad aan boere as 'n ou nou na hierdie onderhoud luister en hy trek swaar, wat is jou raad aan hom? Ja, ek dink is maar praat. Jy weet 'n ou dink baie maal jy stap die pad alleen, maar jy doen nie. Daar's soveel mense wat bereid is om te help of dit 'n vriend of 'n vriendin, 'n boervrou, 'n dokter, 'n predikant, 'n gifrep. Daar's soveel ouens wat regtig wil help en praat net, ryke hand uit en sê help, ek kan nie meer nie. Dis nie 'n skande nie. Daar's soveel druk op boere en praat net. Daar's die app, die Trauma Netwerk wat regtig great is. Ja, so ek sou net sê praat daar is hulp. Daar's altyd hulp. En dink jy dat ons onderskat dit, nee? Ek wil jy weet mense trek swaar en kyk jy na mense om jou en dink jy hierdie ouens het nie probleme nie. En ek weet almal het probleme. Ja. Almal soos ons hier staan het probleme en is dit iets wat mense nie altyd waardeer nie. Ja, ek dink kyk ek is altyd pro boere en ek dink 'n ou ek sê nou klaar baie, maar die ouens sien altyd dat jy weet as die boere is in die spervuur want die boere doen dit en die boere doen dit, maar hulle besef nie hoeveel druk dit vat om 'n produk op 'n winkelrak te kry nie. Jy weet dit is soveel en Tinus het gepraat van hoeveel mense hy in die lig moet hou. Ek meen jy moet jou werkers, hulle gesinne daar's soveel mense wat afhanklik is van jou. Jy's 'n dominee, 'n dokter, jy doen alles en as jy vou, dan vou die hele gemeenskap amper. En ek dink 'n boer voel baie maal hy staan alleen. Jy weet
daar's niemand om hom te help nie. En ek dink daai druk is verskriklik groot op die ouens. Ja. Lisa, baie dankie vir jou tyd en sterkte met julle belangrike werk en ons hoop ons kan 'n bietjie hand by sit en kry dat die ouens bietjie met mekaar gesels. Ja, dankie. Dankie. Dankie Chris.